Kyk, baie van ons glo in toeval, maar daar is niks toevallig aan God. Hy mors nie met woorde nie, hy mors nie met ons lewens nie. Alles wat hy aanraak, elke seisoen, elke pyn, elke dingetjie wat ons deurgaan, is deurdrenk met 'n bedoeling. Hy het 'n plan wat hy vir ons lewens het. Al voel jy soms soos 'n puzzelstuk wat net nêrens inpas nie, rus daar 'n goddelike plan met jou naam. Selfs wanneer ons nie verstaan wat aangaan nie, is hy steeds doelgerig besig om iets groots vir jou en vir my te doen. In 'n wêreld waar soveel mense stikkend is, in 'n wêreld waar soveel mense doelloos ronddobber, herinner God se woord ons dat ons nie net gemaak is om te bestaan nie, maar ons is gemaak om iets te beteken en om voorspoedig te wees. Spreuke 16 vers 4 stel duidelik, die Here het alles gemaak vir sy doel, ja ook die goddelose vir die dag van die onheil. Ons is gemaak vir 'n doel, en as ons God nie aanneem nie, dan is ons doel om geoordeel te word. So jy kan kies, of jy gaan in God se seën instap, of jy gaan in 'n dag instap waar jy geoordeel gaan word. In 'n wêreld waar mense dikwels verlore voel, in die geraas van die verwagtinge en die prestasies waarmee die wêreld sukses meet, is God se stem 'n herinnering. Jy is nie 'n produk van toeval nie. Jy is beplan. Jy is nie bloot hier om maar net 'n plekkie op die aarde vol te maak nie. Jy is deur God gemaak en gevorm omdat hy 'n doel vir jou lewe in gedagte gehad het. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. As ons in Jesus Christus ingaan, as ons hom aanvaar as ons verlosser, as ons hom deel van ons lewe maak, dan stap ons in die goeie werke in wat God vir ons voorberei het. Ons moet net daai keuse maak om in Jesus te leef. Soms is dit nie net dat ons God se plan vir ons lewens moet uitdink nie. Ons moet dit net ontdek. Dit gaan nie daaroor dat ons moet probeer om uit te figure wat is God se plan nie, ons moet net op hom vertrou. En dan moet ons daarvolgens loop, ons moet dit volg wat God vir ons beplan het. Selfs al verstaan jy dit nie, hy is reeds aan die werk, ek het dit al gesê. Psalm 138 vers 8 sê, die Here sal vir my sy doel voleindig. O Here, u goedertierenheid is tot in ewigheid, verlaat nie die werke van die hande nie. Die Here sal dit wat hy vir ons beplan het, sal hy voleindig. Ons moet net leer om nie net vir die betekenis te soek nie, maar ook vir God. Ons moet vir God self soek, want as ons God ontdek, ontdek ons doel. Ons is in goeie hande. Al voel jy soms verlore, al voel jy soms doelloos, God is doelgerig besig met jou in die agtergrond. Nie net met jou toekoms nie, maar ook met vandag. Geniet waar jy nou is. Terwyl jy beweeg, roep na God, sodat jy sy doel kan bereik. Hemelse Vader, ons vra dat u vandag saam met ons sal stap, dat u vandag elke tree, elke asem met ons sal wees, dat u elke vraag wat ons het sal antwoord en laat ons in u werke, in u vrede en in u vreugde kan loop. Dankie dat u vir ons 'n plan voorberei het. Help ons om u te soek sodat ons u kan vind en in daai plan kan inbeweeg. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.